Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek wil net begin deur om van my en Ina se kant af vir elke vernoot in ons bediening baie dankie te sê vir julle ondersteuning. Dit beteken vir ons so baie dat jy bereid is om in woord en in daad in ons bediening in te saai en ons waardeer julle so baie. As jy dalk nog nie 'n vernoot by ons is nie en jy wil betrokke raak in ons bediening, aan die einde van hierdie boodskap sal daar meer besonderhede daaroor wees. Maar hierdie is episode 21 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons baseer dit hoofsaaklik uit Markus 11 uit, maar ons het al gesien dat reg deur die skrif is dit wat God vir ons wil hê. Ek lees hom net weer vir ons. Hy sê van vers 22 af sê Jesus, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Geliefde, ons sien, dit is Jesus wat hier praat, dis die Seun van God, wat vir ons 'n belofte gee, maar hy gee ook vir ons die hart van God. God wil hê dat in hierdie koninkryk waar hy ons oorgebring het as wedergebore seuns en dogters van God, in hierdie koninkryk waar ons nou is, waar hy die koning en die pa is, wil hy hê, hy het vir ons die autoriteit gegee, dis sy hart, dis sy begeerte. My kind, begin praat met jou probleme. Ek het vir jou die krag en die mag en die autoriteit gegee, dis in jou. Geliefde van Jesus, jy is nie maar net 'n mens nie. Jy's 'n seun en 'n dogter van die Almagtige. Hy het jou gees gewederbaar tot kind van God. En as kind van God, kom sê Jesus hier vir ons, dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord van God. Hy sê as kind van God, sê hy nou vir jou, as jy dit in geloof doen, kan jy vir jou berg sê, hef jou op en werp jou in die see. Hy nooi jou uit na hierdie hemelse werklikheid. God se hart is, God se begeerte is, dat die hemelse werklikheid, dit wat in die hemel 'n werklikheid is, dat dit hier in my en jou lewe 'n werklikheid sal word. Ek en jy het geen probleem daarmee dat as Jesus vir 'n berg sou sê, hef jou op en werp jou in die see, dat dit sou gebeur nie. En onthou net, ons praat nou nie hier van Tafelberg of die Waterberg reeks nie. Ons praat hier van obstacles, van probleme, van dinge wat aan ons pad staan om ons goddelike doelwit te bereik wat Jesus vir ons oordroom en wat hy vir ons begeer en wat hy graag wil hê ons moet bereik in hierdie lewe. Ons kan vir daai obstacles sê, min tel jou op en gaan gooi jou in die see. Maar iets wat ek by wil stil staan vandag, wat vir ons so belangrik moet wees, en so belangrik moet word, en waarna ons moet begin oplet in ons lewe, wat ek agtergekom het in my eie lewe, is dinge wat ons so maklik sê, maar dit dan nie by ons woord hou, by dit wat ons gesê het nie. En een eenvoudige voorbeeld, en jy mag dalk dink, ag man, hierdie is 'n nietigheid, ek het ook altyd so gedink, totdat ek die impak hiervan begin verstaan het. Een van die groot goed is vir my, dit was nooit vir my belangrik nie, maar dit het vir my so belangrik geword, is om 'n kommitment te maak, dat as ek sê, ek sal 3 uur daar wees, dat ek seker maak, ek is voor 3 dae, en nie om laat te wees nie. En hoekom is so onbenulligheid? Ek het altyd gedink, dis 'n onbenulligheid, man, as ek sê 3 uur en 10 oor 3, dan is dit ook mos fyn. En dit kan vir klein goedjies wees, en dit kan vir groot goeders wees. Dit kan vir 'n klein afspraak, soos 'n braai by jou vriend wees, of dit kan 'n afspraak wees vir 'n onderhoud, vir 'n nuwe werk. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak, is dat jy hou by wat jy sê. Want ons kan nie kies om vir 'n afspraak te sê ek sal 3 uur daar wees, maar kom 3:15 daaraan. Jy weet, fashionably late. Daar's nie so 'n ding soos fashionably late nie. Ek kan nie sê ek gaan 3 uur daar wees, en dan kom ek 3:15 daaraan. So ek wys vir my vlees en vir die geestelike wêreld om my, wys ek dat ek dink self nie dat my woorde krag dra nie.
Ek heg geen waarde aan my eie woorde nie, want ek sê dit, maar ek doen dit. Dan kan ek nie verwag om vir my berg te sê, hef jou op en gooi jou in die see, en verwag hy moet vir my luister nie, want laasweek het ek gesê, nee is reg, ek sal 4 uur daar wees, en toe daag ek al 5 op. Hierdie week wil ek sê, hoorie kanker, tel jouself uit my op en gaan gooi jou in die see. Hoe moet my liggaam weet? Hoe moet die geesteswêreld om my weet, dat hierdie keer is ek ernstig oor dit wat ek sê? As ek met elke afspraak nie kan hou by dit wat ek sê nie. Ek hoop dit maak sin vir jou wat ek sê, dat ons moet begin let op dit wat ons sê, en hou by dit wat ons onderneem het om te doen. En jy kan ook sê, man, ek het nie beloof ek sal 3 uur daar wees nie. As wedergebore kind van God, as seun van die Almagtige, hoef dit nie vir ons nodig te wees om te beloof nie. Ons moet begin besef dat ons woorde dra krag, en as ons gesê het, ons sal daar wees, so laat, dan moet ons agteroor buig, om seker te maak, ons is voor daai tyd daar, sodat ek vir my vlees, sodat ek vir my gees, kan wys, ek is ernstig, wanneer ek iets sê. En dieselfde daarmee saam is, wanneer ons vir iemand onderneem om iets vir hulle te doen. Hier is dalk nou 'n eenvoudige en 'n simpel voorbeeld, maar iemand vra vir jou of jy dalk vir hulle 'n baadjie het om te leen vir 'n spesifieke okasie, en jy sê, nee, is reg, ek sal hom Vrydag vir jou bring. Moenie daai baadjie Saterdag vat nie. As jy gesê het, jy gaan hom Vrydag vat, vat hom Vrydag. Al sê hulle, nee, Saterdag of Sondag is fyn, jy het gesê, jy sal hom Vrydag vat, hou by jou woord. Tensy hulle nou kom sê, hoorie, ek kan dit nie meer Vrydag, ek is nie Vrydag beskikbaar nie, bring hom vir my Saterdag, dan is dit fyn. Maar jy kry die punt wat ek wil maak, as jy onderneem het, ek sal hierdie ding vir jou Vrydag doen, ek sal hierdie ding vir jou Dinsdag doen, ek sal hierdie ding afgehandel hê teen Woensdag, hou by jou woord. Dat die geestesriem en jou eie vlees kan sien, dat jy heg waarde aan jou woorde. En dan gaan ons kan begin sien, dat dit wat ons in die woord sien, kan waar word. Wanneer ons dan begin om die woord te spreek, dan gaan ons dit ook sien waar word. Want in ons eie riem, het ons begin waarde heg aan ons woorde. Jy weet wat net so belangrik is saam met dit, is begin let op wat jy sê. Ons dink baie keer dis onbenullig, maar wanneer ons begin agterkom, ons het laas in ons vorige episode het ons gesien in Spreuke 18 vers 21, wat die woord vir ons sê, dood en lewe is in ons tong. Wil ek daarmee saam vir jou begin aanmoedig en sê, begin let op wat jy sê. Dinge soos, ek sal nooit geld hê vir daai nie. Wel, as dit is wat jy sê, is dit wat jy gaan kry. Ja, maar ek het dit nou nie so bedoel, geliefde van Jesus, ons moet begin let op wat ons sê, dat dit wat ons sê, ons moet begin droom, dat dit wat ons sê, sal 'n werklikheid word. So begin jou woorde verander, en dis nie 'n mind over matter ding, of dis nie 'n speletjie met woorde hierdie nie. Dis 'n begin om te glo dat dit wat ek sê, gaan 'n werklikheid word in my lewe. Begin eerder verander om te sê, ek het nie nou daarvoor geld nie, maar ek is besig om God te vertrou vir daai voorsiening. Ek is besig om God te vertrou dat daai berg van ek het nie nou geld daarvoor nie, gaan skuif uit my lewe uit. Ek vertrou God vir hierdie ding. Jy weet, ek hoor daagliks, en ek was self ook daar, en ek probeer regtig self om dit te verander, om te sê, man, hierdie is nou maar deel van oud word, hierdie krankhede, en hierdie pyne, en hierdie dit, en hierdie dat, dis nou maar deel van oud word. Waar lees jy dit? Want dis nie skrif nie. Dis dalk dinge wat ons in ons elke dag lewe om ons hoor, en dis dalk dinge wat ander mense ervaar, maar dis nie skrif nie. Kom in die gewoonte om te sê, wel, ek is besig om ouer te word, maar deur sy wonde is daar vir my genesing, en deur God se seën word ek fashionably oud, as dit nou 'n woord is. Maar
Hoeveel mense ken jy wat diep gelowig is, wat ouer word, maar jy kyk na hulle en sê, "Sjoe, hoorie, maar jy lyk nog soos 10 of 20 of 30 jaar terug. Jy lyk nie asof jy 60 of 70 jaar oud is nie." Deur die guns van God begin spreek. Jy het nie nodig om seker te word hoe ouer jy word nie. Dis nie skrif nie. Dis nie nodig om deel te wees van my en jou ervaring as seuns van God nie. Jy weet, ek dink nou aan 'n teks in Psalm 92 en ek wil gou vir ons soontoe gaan, as jy saam met my soontoe sal blaai. Psalm 92, ek gaan vir ons van vers 13 af lees, net om vir ons te sien dat daar skrif, dat dit wat ons ervaar soos wat ons ouer word, ons kan met ons woorde 'n ander ervaring begin spreek. En ons kan dit baseer op skrif. Hy sê van vers 13 af, die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees. Ek bedoel nou nie, hulle sal 150 kg oorgewig wees nie. Vet in die skrif is altyd 'n tipe en 'n voorbeeld van voorspoed en guns. 'n Dier soos 'n skaap en 'n bees, onthou hierdie was veeboere gewees. En as 'n skaap of 'n bees vet is, beteken dit daar was oorvloed weiding. Dit was 'n goeie jaar, dit was 'n gunstige jaar. Soos hy hier sê, hulle sal vet wees, beteken dit hulle sal voorspoedig wees, hulle sal gunstige omstandighede hê, dit sal met hulle goed gaan, en hulle sal goeie vrugte dra, en hulle sal groen wees. Hulle sal nie verwelk wees nie, hulle sal groen wees. Dis God se guns op jou lewe wanneer jy ouer word. Hou op om goed te sê soos oud word is nie vir sissies nie, want daarmee impliseer ons dat daar kom al hierdie pyne en al hierdie skete en al hierdie dinge en die boksiepille word net al groter en dieper en meer. Nee, dis nie wat God se skrif sê nie. Jy begin jou woorde verander, begin ander saad plant. As jy 'n ander oes in jou liggaam wil hê, as jy 'n ander oes in jou omstandighede wil hê, begin spreek dat my kinders is voorspoedig. My kinders, dit wat hulle doen, dit wat hulle hande aanslaan, word voorspoedig. Hou op sê dat jou kind sal nooit enigiets word nie en hy hou aan al hierdie stupid goed doen. Miskien was dit die werklikheid, miskien is dit wat hy gedoen het tot nou toe, maar begin ander saad saai oor jou kind se lewe en kyk of daai berg nie gaan skuif nie. Geliefde, ek hoop jy verstaan vandag dat ek haal jou nie uit nie. Ek wil jou laat oplet dat dit wat jy spreek, want daar is 'n ander werklikheid vir dit wat jy spreek. Weet ek het net nou 'n voorbeeld genoem van finansies. Kry vir jou skrif in die woord. As jy tot nou toe as finansies vir jou uitdaging was en jy het nie in oorvloed geleef tot nou toe, begin skrif kry wat 'n ander werklikheid in jou lewe kan inspreek. Ek dink byvoorbeeld aan Spreuke. Ek het vanoggend in my eie stilte tyd het ek hierdie gedeeltes gelees in Spreuke. Spreuke 10 vers 3 waar die woord vir ons sê, die Here laat die regverdige nie honger ly nie. Jy sal nooit tekort wees as 'n regverdige. En onthou, regverdige hierso is nie jy wat regverdig leef nie. Is nie jy wat alles reg doen voor God nie. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, ek en jy het nou die regverdigheid van God as gevolg van dit wat Jesus vir my en jou in die kruis gedoen het. Jy is nou die regverdige van God. Daarom kan jy jou onder hierdie vers kom skuil wat sê die Here laat die regverdige nie honger ly nie. Jy sal nooit gebrek hê. Hier's 'n vers vir hom op te staan, maar hier's nou nog iets mooiers. Dieselfde hoofstuk vers 22. Die seën van die Here, dit maak ryk. Die seën van die Here, dit maak ryk. Geliefde, dis al wat jy nodig het, is die seën van die Here.
So begin jou woorde verander. Ek het dalk nie nou genoeg nie. Ek het nie nou in oorvloed nie. Maar ek vertrou die Here vir seën. Want dis sy seën wat my ryk maak. Hy sê die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Jy hoef nie harder te werk vir oorvloed nie. Begin reg praat. Begin spreek. Begin praat in lyn met die woord van God. En as talle sulke tekste, ek wil jou uitnooi, wat jou uitdaging ook al is, as dit gesondheid is, begin kyk na tekste soos Jesaja 53. Kom ons blaai gou soontoe. Jesaja 53 vers 4 waar hy begin, nogtans het hy, en dis Jesus, hy profeteer hier oor die kruisdood van Jesus, hy sê nogtans het hy, Jesus, ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Jesus het reeds jou krankheid, jou smart, jou siekte op hom gedra. Hy het klaar daarvoor betaal. Hy sê in vers 5, aan die einde van vers 5, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Omdat hy daarvoor betaal het, is daar vir jou genesing. En dan gaan 1 Petrus 2 vers 24 aan om vir jou hierdie te herhaal en vir jou te sê, deur sy wonde is daar vir jou genesing. Jy het byvoorbeeld Psalm 103, ons blaai gou soontoe, Psalm 103 vers 3 wat vir jou sê, kom ons begin dalk net 'n vers 1, dit is so mooi, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam, begin sy naam te loof, weer eens, woorde, begin God se naam loof en eer en prys, want jy kan nie depressief wees terwyl jy God prys nie, dit is net onmoontlik. So begin hom prys, begin hom, voordat jy 'n verandering in jou omstandighede sien, begin hom eer gee, want hy's groot, hy's goed, hy's lief vir jou en hy wil vir jou goed wees. Vers 2 sê hy, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Onthou wat het hy al vir jou gedoen. Gaan terug na die kruis en onthou wat het hy daar vir jou bereik. En dan sê hy in vers 3, wat hy, onthou dis hy, God, Jesus, die almagtige, waaroor ons hier praat, hy sê, wat al jou ongeregtigheid vergewe. En daarmee het ons oor die algemeen 'n probleem, dat God is, dis hy wat ons ongeregtigheid, ons sonde, dit wat ons verkeerd doen teenoor hom, dis hy wat dit vergewe. Maar in dieselfde teks sê hy, wat al jou krankhede genees. Nie sommiges nie, nie party nie, al jou krankhede. Geliefde van Jesus, jy het skrif om op te staan, begin in lyn met God se woord praat. Ek het dalk nou 'n krankheid, ek het op die oomblik seer knieë, ek sukkel op die oomblik met geld, dis my persoonlike getuienis, maar ek kan jou verseker, daar gaan 'n tyd kom wat ek vir jou kan gaan kom getuig om te sê, ek is vry van geld, my knieë beweeg soos wat hulle beweeg het toe ek 'n jong man was, want dis hy wat al jou krankhede genees, nie sommiges nie, nie party nie, hy kies en keer nie watter wil hy genees en watter wil hy nie, al jou krankhede, God wil al jou siekte genees, hy wil hê jy moet gesond wees, sodat jy ten volle kan doen, waarvoor hy jou geroep het om te doen, sodat jy jou wedloop in krag kan voltooi. Dit is God se wil vir jou. So wat jou omstandighede ook al is, ek wil jou uitnooi vandag, begin jou woorde verander, sodat jou omstandighede kan besef, hy bedoel wat hy sê, sy bedoel wat sy sê, as sy sê sy gaan 'n ding doen, gaan sy hom doen, en kry dan skrifte om op te staan, om te sê, Here, ek begin hierdie dinge verklaar, dis nie wat ek sien op die oomblik nie, maar dis nie wat u woord sê nie, u woord sê vir daai berg, so ek sien nog hierdie berg in my lewe, maar ek sien ook 'n ander werklikheid in u woord, en begin in lyn met dit spreek, en kyk, wat gaan God vir jou doen. Here, dankie vir al die amazing potensiaal wat daar in u woord is. Dankie vir u hart vir ons, dat u hart is om 'n hemelse werklikheid in ons aardse bestaan 'n werklikheid te maak. U wil die hemel 'n werklikheid in ons lewe nou maak.
Dis nie vir eendag nie, dis vir nou, Here. Help ons om dit te glo, help ons om ons woorde in lyn met dit te spreek. Ons eer U, U is so goed. Ons het niks van hierdie verdien nie. Daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Maar Here, U vra ons nie om dit te verdien nie, U vra ons om dit te glo. En ek kies vandag om U woord te glo bo my omstandighede. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou net aan om jou oë op hom te hou. Hou jou fokus op hom en hou jou neus in sy woord en kyk wat hy vir jou gaan doen. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.